Goeiemôre julle. Baie welkom vir oggend, nuwe Sondag, nuwe kwartaal, nuwe geleenthede. Ek wil dan graag vir al die ouers en die oumas en oupas en die leerders en die onderwysers wat in die afgelope week begin het weer baie sterkte sê. Mag dit vir julle ook 'n goeie kwartaal wees. Ek weet dit is 'n koue kwartaal en ons hier in die Noord-Vrystaat Sasolburg het die afgelope 2 weke baie koud gekry. So vandag is dan bietjie beter. Maar ons is baie dankbaar dat dit bietjie warmer is, ons hierdie koue en mag dit vir julle 'n goeie kwartaal wees. Ek weet vir die matrikulante is dit ook 'n kwartaal waar die rekordeksamen geskryf word. Vir ander van julle is dit 'n kwartaal waar daar finale afronding is. En by die werk ook, ons bid regtig dat dit vir julle almal ook 'n goeie tyd by die werk en met die besighede sal wees. En as ons as 'n gemeente saam is, dat ons ook sal sê dit is 'n kwartaal wat ons nader aan die Here gegroei het, nader aan mekaar gegroei het en ook 'n groter verskil in die wêreld gemaak het. Want ons het maar voortdurend uitdagings op ons pad, maar ons weet dat die Here by ons is. Ek wil dan vanoggend begin met 'n teksgedeelte uit Jesaja 26 uit. Julle ken die hele Jesaja boek, hy word in 3 dele opgedeel: voor die ballingskap, tydens die ballingskap en na die ballingskap. In die tydens die ballingskap was dit donker tye gewees. Die mense was moedeloos gewees. Die beloofde land het skielik die verlore land geword. Die koningshuis is vernietig, die tempel is teen die grond. En dan kom die profeet en sê vir die volk die volgende: vertrou altyd op die Here. En daai woord altyd is nogal belangrik, nee, want dit is maklik om te vertrou as dit swaar gaan, want dan wil ons hê die Here moet die spaarwiel van ons lewens wees. Dit is maklik om te vertrou as dit goed gaan, want dan sê ons hy seën ons. Maar die Here sê moenie kies nie, hy sê vertrou altyd op my. En dan gaan hy verder, hy sê want die Here is 'n veilige toevlug. En ons leef in onseker tye, ons voel dalk bedreig, ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Maar ons weet dat die Here die veilige toevlug is. En mag dit vanoggend ook die woorde wees waarmee ons hierdie erediens begin. Mag dit ook die woorde wees waarmee ons die kwartaal begin. Jesaja 26 vers 8 wat sê: vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. En mag hy ook vir jou en vir my 'n veilige toevlug wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in alle omstandighede op U kan vertrou en dat ons kan weet dat U ons nooit ooit in die steek laat nie. En Here, as die lewensgolwe kom en die storms kom en die bedreigings kom, help ons asseblief, Here, om nie in die probleme en die uitdagings vas te kyk nie, maar in die veilige vesting vas te kyk, wat U self is. En daai veilige vesting is ook die rots van ons lewe. Dis die hoop van Fontein Gemeente. En dankie, Here, dat U ons geroep het om U kinders te wees, dat ons U lig hier op die aarde kan reflekteer, dat ons ook kan toelaat dat U lewende water deur elkeen van ons vloei. Mag ons na onsself kyk, mag ons vir mekaar omgee en ook vir die wêreld omgee in hierdie kwartaal wat voorlê. Want Here, U is 'n God van liefde wat ons nie alleen laat nie. En daarom laat ons mekaar ook nooit alleen nie. Amen. Mag daar vanoggend vir elkeen van julle genade wees, omdat ons weet, ons is hier in die naam van die drie enige God vanoggend teenwoordig. En ek wil vra dat ons nou sal staan en dan sing ons 2 lofliedere saam. Die eerste een is Jesus ons loof U en daarna sing ons helder skyn U lig vir die nasies. En kom ons staan vir al 2 van hulle.
Kom ons sing die volgende 2 liedere, so sittende saam. Die eerste een, soos julle sien, is Vlam 5, en direk daarna sing ons die lofofferlied, wat ons op ons lewens as 'n offer vir die Here gee. Here, baie dankie dat ons vanoggend hierdie lied kon sing en 'n gesprek met U kan tree. En ons wil vra, Here, as ons nou U woord lees, die Bybel, dat U ook daardie met elkeen van ons sal praat, dat ons 'n boodskap sal kry wat vir ons ook sin sal maak, wat ons opgewonde sal maak om U kinders en U disippels te wees. Dankie vir die voorreg dat ons vanoggend hier saam kan wees. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening. Ek het vergeet om te noem, as daar kleuters is, daar agter in die kerkgebou het ons kleuterkerk. As julle nie weet waar dit is nie, is julle welkom dan na oom Dirk toe te staan by die klankbord. Hy sal vir julle wys waar die kleuterkerk is. So al die kleuters is baie welkom dan by die kleuterkerk ook aan te sluit. Ons het laas week met mekaar gesels rondom die tema van kies die regte pad. Ons het gepraat oor die woordlose boekie met die verskillende kleure van Jesus wat vir ons die oorwinning behaal het. En ons het die pad wat ek en jy wat voor ons lê, het ons in die hand van 3 verskillende tekkies bespreek. En die eerste tekkie waarna ons gekyk het is Adidas. Nou die van julle wat Adidas ken, sal dit dalk weet, dat Adidas is vernoem na sy stigter Adolf Dassler, het in 1924, met ander woorde presies 100 jaar gelede, Adidas gemaak. Hy het die eerste 2 letters van sy naam gebruik, die volgende 3 letters van sy van, hy het by mekaar gevoeg en het 'n I tussen ingesit. En toe die naam Adidas tot stand gekom,
En ons as Christene dra ook Jesus se naam. Wat bedoel ek daarby? Ons is Christene. Ons is volgelinge van die Christus, die gesalfde, die Messias. So waar ons ook al gaan, ons dra Jesus se naam. En op ons lewensreis het ons dan ook geleer by Reebok, dat die Here maak my voete soos die van 'n ribbok, Psalm 42, ons ken dit, wanneer ons in droogtes is, en wanneer daar nie water is nie, en dan wanneer ons vir die afgrond loop, het ons mekaar gesê op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Die van julle wat sport ken, sal weet, Reebok se vorige slogan was gewees, die lewe is nie 'n toeskouersport nie. En ons het vir mekaar gesê, Christen wees is nie 'n toeskouersport nie. Ons moet aktief deelneem. Dit help nie jy die pragtigste paar tekkies in die kas nie. Iewers moet jy die tekkies gebruik. Dit help nie jy's 'n lidmaat van 'n kerk nie. Iewers moet jy betrokke wees. Dit help ook nie jy het 'n Bybel op jou bedkassie, maar hy word nooit gelees nie, of jy het self 27 Bybels op jou selfoon, maar dit word nooit gelees nie. En dan het ons laastens gesê, by Nike leer ons dit, just do it. As die Here vir jou sê, hou op met sonde, hou net op. As die Here vir jou sê, doen iets reg, doen dit net, moenie te veel dink nie, hoor net wat die Here vir jou sê, gaan tree net reg op. Want te veel mense sê, ag ek weet nie wat om te doen nie, want ek hoor nie die stem van die Here nie. Terwyl die Here sê vir jou, jy weet presies wat om te doen, doen die regte ding, bly weg van die bose, maak 'n verskil in die wêreld. En dis hoekom ons aan mekaar gesê het, ons stap saam met Nike en dan sê ons, just do it. En vandag, as ons nou ons 3 tekkies aangetrek het, gaan ons bietjie met mekaar gesels oor ons is disippels van Jesus, Matteus hoofstuk 4. En dit is belangrik net die woord ons, die voornaamwoord wat in die meervoud gebruik word. Want ons kan natuurlik, ons as gemeente insluit, jou as 'n familie, maar uiteindelik ook, ons is al die Christene in Suid-Afrika, en ons het regtig gebid vir ons land se regering, nie net ons as 'n gemeente nie, maar ek wil die Christene in ons omgewing, en ons bid ook vir die pad vorentoe. Ons het nou 'n regering, ons bid vir ons ekonomie, ons bid vir ons leerders wat in die skool is, ons bid vir die misdaad, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om 'n verskil te gaan maak. Maar die wonderlike daarvan, dat 'n ou besef, jy is nie alleen nie. Ons is disippels van die Here. En om met 'n geskiedenis te begin, dan het die Here, toe hy op aarde opgetree het hy natuurlik alle mag en eer gehad. Ek bedoel, hy is die koning van die heelal. Maar hy het op een of ander manier, en dis 'n manier wat as jy in die gemeente is, besef wat die waarde daarvan is, het hy besluit om nie dinge alleen te doen nie. Hy het 'n voortdurende klomp mense rondom hom gehad, en ons noem dit nou maar die disippels. Hy het 12 van hulle gekies wat vir 2 of 3 jaar saam met hom geleef het, 2 of 3 jaar saam met hom geleer het, gesien wat hy gedoen het, gehoor wat hy gedoen het, en hulle lewe is daardeur verryk. Maar dit was nie die Here se doel met hulle lewe om hulle te verryk nie, want dit is wat baie keer gebeur. Mense gaan kerk toe en kry hulle wonderlike belewenis, en dit is net skitterend, en dit is goed, maar dis nie die hele verhaal nie. Want Jesus het sy disippels ook 'n wonderlike belewenis gegee, maar hy het hulle ook gestuur. Ons het laasweek ook juist gepraat oor Matteus 28, wat hy hulle gestuur het en vir hulle gesê het, gaan stel die mense bekend aan my, dat die mense Christene word. En as jy vertel het van Christus, vertel hulle my woorde, doop hulle en maak hulle my disippels. So die hele ding van disipel wees, is nie net 'n geslote groepie van 12 mense nie. Maar dis 'n belangrike ding waarby ons vandag moet bykom, dat die Here die deur oopgemaak en gesê, almal kan sy disippels wees. Almal wat sy woorde hoor en hom glo en sy opdragte uitvoer word deel van sy disippels. En dis die wonderlike ding, nê. Jy wat vanoggend hier sit, of jy wat aanlyn kyk, kan met sekerheid weet dat jy ook in 'n verhouding met die Here staan. En dat jy ook 'n disipel is, en 'n disipel het ook 'n opdrag van die Here om sy evangelie te gaan verkondig, om sy woorde bekend te maak. Maar ek wil hê, ons moet vanoggend begin. Dan moet ons net vir 'n oomblik stil staan by die 12 aanvanklike disipels. Net om 'n bietjie te leer, dat hulle maar net gewone mense was soos ek en jy. Hulle was dalk nou nie volmaak gewees nie, en ons lees op 2 plekke in die Bybel die volledige name van die 12 disippels. Die eerste plek waar ons dit kry, is in die Matteus Evangelie, Matteus vers 10 tot 12, ons lees dit ook in Lukas hoofstuk 6. As julle wil, kan julle regtig 'n bietjie in die week wat voor lê hierdie gedeeltes in julle stilte tyd doen, en net bietjie sit saam deurlees. Die eerste 2 disippels wat genoem word, se naam was Petrus en Andreas.
Hulle was twee broers gewees. Hulle pa se naam was Johannes. Hulle was vissermanne. Kom ons praat gou 'n bietjie oor Petrus se regte naam was nie eintlik Petrus nie. Sy naam was Simon gewees. Jesus het vir hom die naam Petrus gegee. Dit beteken rots. Hy was 'n visserman soos ek gesê het van beroep. Hy was getroud gewees. Een van die min disippels wat ons weet getroud was en ons lees ook hy was ongeletterd gewees. Hy was nie 'n geleerde man nie. Hy was 'n gewone mens gewees wat visse gevang het, maar hy was nie 'n geleerde ou gewees nie. Maar wat daarbey aansluit, hy het baie goed gepraat en hy was 'n natuurlike leier gewees. Wat vir jou iets sê van hy het nie formele skoolopleiding gehad nie, maar hy was 'n goeie spreker gewees. En hy was 'n natuurlike leier, hy was die leiers van die disippels. Jesus het homself ook na hom verwys as die leiers van die disippels, maar hy was natuurlik ook die een met die geraamte in die kas, wat toe die haan 3 keer kraai, toe besef hy, maar hy het Jesus verloon, nadat hy gesê het, hy sal nie. En sy broer, Andreas, hy is die een, net so 'n bietjie agtergrond gee. Julle onthou daar waar Jesus die brood en die visse met mekaar vermeerder het, toe daar 5000 mense was. Die evangelie sê vir ons, Andreas is die een wat die seentjie gesien het. En die seentjie by Jesus aangekom het en die mense moedeloos wat daar aan die kos was nie. Toe kom hy en ons weet eintlik hy het uit spottenderwys gewys of omdat dit net so oorweldigend was. Toe kom hy aan met die seentjie en hy wys vir Jesus hierdie ouetjie het 'n bakkie met brood en visse in en Jesus doen een van die grootste wonderwerke van die eeu en hy gee 5000 mense kos en daar bly 12 mandjies vol kos na die tyd oor. Jakobus, dan kry ons vir Jakobus, julle het al van hom gehoor, en Johannes, hulle is die broers, hulle pa se naam was Zebedeus gewees. Hulle was bietjie opvleende mense. Die Bybel praat vir ons as van die seuns van die donder. Hulle het meer gehad. Hulle het nie maklik stil gebly nie, hulle het vinnig gepraat, maar dan lees ons ook bietjie van hulle donker kant. Dat toe Jesus op 'n stadium op pad Jerusalem toe was, het hulle hom ons een kant toe geroep en gesê, jonges, as u nou eers op die troon sit, en ons weet daar is nou 12 disippels en baie mense wat u volg, maar dan wil ons graag 2 ereposisies hê, een aan die linkerkant en een aan die regterkant. So hulle was ook maar 'n bietjie iets van 'n selfsugtigheid in hulle self gehad, en Johannes was natuurlik ook 'n disipel wat baie naby aan Jesus geleef het. En dan is daar ook Filippus, en Bartimeus se ander naam was Nathanael gewees. Nou baie van julle ken Nathanael wat sing in Afrikaans, maar ek weet nie of julle weet nie, maar Nathanael is vernoem na een van die 12 disippels, en ons lees in Johannes hoofstuk 1 van Nathanael. En dan Thomas was die disipel gewees wat gesê het, Here, of die disippels gesê het, ek sal in alle ewigheid nie kan glo as ek nie my vingers in sy wonde steek nie. En hy was dan ook die eerste disipel gewees in die Johannes evangelie wat vir Jesus God genoem het. Want toe hy hom sien na die opstanding, toe sê hy, my Here en my God. En dan Matteus, hy was die leviet gewees. Hy was 'n tollenaar, sy bynaam was ook Levi gewees. Hy was eintlik 'n gehate persoon in die Joodse samelewing, het ons al 'n paar keer vir mekaar gesê, want hy het vir die Romeinse regering gaan werk. En daarom is hulle nie baie gewild gewees nie, en hy is ook die ou wat op die ou end die Matteus evangelie geskryf het. Ek het nou net vergeet om vir julle te sê oor Filippus in die Johannes evangelie, waar Jesus gesê, net voor die hemelvaart, dan sê Jesus mos, ek is op pad hemel toe, en julle ken die Vader, en julle ken my, en julle ken die weg. En dan vra iemand vir hom, en sê, Here, maar ons weet nie waar hy nie gaan nie, en verstaan nie lekker wat Jesus sê nie. En dan vra die persoon vir hom, Here, wys ons net die Vader, ons wil net die Vader sien. En daai persoon was Filippus gewees, daai disipel wat julle daar sien. En dan is daar 'n paar minder bekende disippels, 3 van hulle van wie ons besonder min weet. Daar was nog 'n Jakobus, hy word die seun van Alfeus genoem. Nou ons kan baie spekuleer wie hierdie Jakobus was, het hy die briewe geskryf, maar die kort antwoord is, ons het nie regtig 'n goeie antwoord nie. En dan is daar 'n ou met die naam van Tadeus, van hom en van Simon die Kananeer weet ons regtig nie veel nie.
Simon die Kananeer word in die 83 vertaling, party uitgawe is hier wat ek hier by my het, word uit die fanatikus genoem, want die beskrywing na sy naam sê iets van dat hy in 'n politieke party behoort het. En die politieke party was baie gekant teen die Romeinse besetting van Israel gewees. Hulle wou die Romeine letterlik met geweld uitdryf, so na alle waarskynlikheid was hy baie aktief in die politiek gewees. En dan die laaste van die 12, ek bedoel, as jy 'n Christen is, dan ken jy sy verhaal baie goed. Sy naam was Judas, hy het die voorreg gehad om saam met die disippels te leef en te werk. Hy was een van die binnekring ouens gewees. Hy was die een wat vir Maria teenwoordig was toe Maria en Martha by Jesus was en Jesus se voete gewas is en met nardesolie gesalf is. En hy is die een wat gesê het, nee, kom ons los maar die nardesolie op Jesus se voete en kom ons gaan verkoop die olie en gee die geld vir die armes. Dis dan 'n mooi ding wat hy sê, nie? Maar ons weet, hy was nie regtig so behep om die armes te help nie, maar hy was geldgierig gewees en hy het Mammon aanbid. Hy het Jesus aan die Romeinse owerheid uitgelewer en hy is by ouens selfmoord gepleeg nadat hy Jesus verloon het. En dan lees ons ook in sy plek het daar 'n 13de disipel gekom. Sy naam was Matteus. Ons lees in Handelinge 1 van hom. Daar was 12 disipels, Judas is weg en toe kom Matteus, is die 13de disipel. Van hom weet ons absoluut niks nie. Ons weet maar net dat hy die plek van Judas ingeneem het. Maar dan is daar nou die res van die verhaal is waar ek en jy inpas. Dat ek en jy ook disipels is. En as ek nou vir julle sê in die begin, ons moet onthou dat dit nie 'n binnekring was nie, maar dat dit juis 'n gestuurde klomp mense was. Soos wat 'n klip in die water val. Kom ons dink haar eerste konsentriese sirkel is net 12 mense groot. En so daai konsentriese sirkel al hoe groter en groter en groter geword. Tot ons in die jaar 2024 na Christus is. En ons is hier in Suid-Afrika, waar ook al jy jouself bevind. En ons sê vandag vir mekaar, ons is ook deel van hierdie binnekring van disipels. Want ons het gereageer op die roepstem van die Here. En ek wil dan vanoggend vir julle 'n gedeelte lees van hoe dit alles begin het in Matteus hoofstuk 4. Jesus begin met 'n preek. En hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die Lukas evangelie skryf presies dieselfde woorde. As Jesus begin praat tussen die mense, dan praat hy op 'n geestelike vlak, dat hulle self moet omkeer, dat daar 'n geestelike bekering moet wees. En as ons op 'n manier hier aan die begin van 'n nuwe kwartaal staan, dan besef ons dat om jou te bekeer is iets wat voortdurend gebeur. In Engels praat hulle van the present continuous tense. Ons is voortdurend besig om te loop. Ons is voortdurend besig om nader aan die Here te groei. Nie een van ons sal ooit die volle wasdom van die geloof kan bereik nie. Maar daar is ook 'n gevaar dat 'n ou al hoe verder weg van die Here af kan beweeg. En soos wat die plante ook die afgelope 2 weke in Sasolburg baie seer gekry het as gevolg van die ryp, kan dit ongelukkig ook gebeur dat mense wat baie naby aan die Here leef, geestelik net al hoe dooier word en al hoe verder agteruit gaan. Maar die Here wil hy gee ons die opdrag, hy sê bekeer julle. Hoekom moet ons onsself bekeer? Want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En wat simboliseer die koninkryk? Dit simboliseer die totale ryk waar God in beheer is. In hierdie gemeente, in hierdie dorp waar ons bly, in die provinsie, uiteindelik in die land en heel aan die einde ook in die hele wêreld. En ons weet baie goed dat aardse magte het maar tekortkominge en probleme. En aardse magte maak ons baie keer ongelooflik moedeloos en selfs baie arm en selfs laat ons bedreig voel. Maar dan moet jy op 'n geestelike vlak ook in hierdie woorde van Jesus hoor. Daar waar die Romeine regeer het in Israel en daar waar daar politieke magte is reg oor die wêreld, dat daar 'n tweede koninkryk is. En dis 'n koninkryk wat nie 'n einde het nie, maar is 'n koninkryk wat 'n koning het, wat vir ewig sit. En wie is hierdie koning? Dis Jesus Christus self. En op 'n manier as hy sê, bekeer julle, dan sê hy vir ons, maar ons moet op 'n manier klere aantrek, burgerskap opneem van hierdie nuwe burgerskap. Ons almal het nou hierdie elektroniese kaartjies wat sê dat ons Suid-Afrikaanse burgers is, ons elektroniese kaarte wat ons in ons beursie dra.
maar so moet ons ook 'n geestelike identifikasie in ons harte dra, dat mense na ons kan kyk en sê, maar ons is burgers van die koninkryk van God. Hy is ons koning. En daarom kyk ons anders na die wêreld, daarom praat ons anders en daarom leef ons anders. En dan het ek nou vir julle gesê, Jesus is nie een wat alleen gewerk het nie, hy het in 'n span opgetree. En dan lees ons nou vanaf vers 18 bietjie verder, hoe het hy hierdie disippels geroep en nader getrek. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers. Nou hy net sê, die see van Galilea is 'n varswaterbron, dis waar die Jordaanrivier ook ontspring. Simon wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, ons weet hulle pa se naam was Johannes gewees. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hulle was nie fariseërs nie, hulle was nie skrifgeleerdes nie, hulle was nie sadiseërs nie. Wat was hulle van beroep? Hulle was vissers van beroep, en die Valdam is nie te ver van die af, en ons weet wat beteken dit om vis te vang. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Hoor julle daai gehoorsaamheid wat daar teenwoordig is. Toe het hy daarvandaan verder gegaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle nette reg te maak. Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Dit is die verhaal van die eerste 4 disippels wat deur die Here geroep word. 'n Baie eenvoudige verhaal waar ons iets kan leer van hoe die Here optree. En die sleutelwoord waarmee ons begin is geloof. En ons gaan vandag by 3 G stil staan en 1 L. En die eerste G is geloof. Want daar is soveel mense wat probeer om uit te vind wat die waarheid is deur net die Bybel te lees. Maar van die Here wat agter die Bybel is, verstaan hulle niks nie. Daar's mense wat so op soek is na die Heilige Gees, maar van die Here wat die Heilige Gees gee, verstaan hulle niks nie. En ek lees in die week 'n aanhaling van Philip Yancey wat my nogal diep geraak het. Hy sê 'n Christen wat op soek is na die Heilige Gees, is soos iemand wat 'n bril dra, wat soek na sy bril, terwyl hy reeds sy bril op sy kop het. Hoor net 'n bietjie, 'n Christen wat op soek is na die Heilige Gees, is soos iemand wat 'n bril dra, wat reeds die bril op sy kop het. Want as jy die Heilige Gees soek, moet jy nie die Heilige Gees soek nie, jy moet die Here ken. En as jy die Here ken, dan ontvang jy die Heilige Gees as 'n groot geskenk. En die eerste belangrike ding wat ons in hierdie verhaal van Matteus hoofstuk 4 lees oor hoe ons disippels van die Here Jesus Christus is die hele gedagte van geloof. En Jesus het sy disippels geleer om mense te leer wie en wat hy is. In die kerk gaan dit oor die Here Jesus Christus. Alles wat daarna voortvloei is wonderlike dinge wat die Here vir ons gesê het ons moet doen, omdat ons modelleer op wat hy gedoen het, omdat ons sy woorde verder vat. Maar ons is nie 'n kerk nie, ons is nie 'n geloof nie, as ons Christus Jesus nie sentraal sit in wat ons doen nie. En daarom wil ek vir julle sê, as Jesus sê, bekeer julle, is dit presies wat ons hier by die disippels raak sien. Die van julle wat die verhaal verder ken in Matteus 16, toe Jesus en sy disippels saam met mekaar was op die berg, toe vra hy vir hulle, wie sê julle is ek? En julle weet, hulle het gesê, die mense sê, jy's Johannes die Doper, Elia of een van die profete, maar toe vra hy vir hulle, maar wie sê julle is ek? En toe staan die leier van die disippels op, Petrus, en hy sê, u is die seun van die lewende God, u is die Messias. En dit is die belydenis waarop Fontein Gemeente staan, dis die belydenis waarop die Christenkerk reg oor die wêreld staan, dat ons glo in Christus Jesus. Dit is dieselfde belydenis wat Thomas gemaak het. Ek het vir julle gesê, toe hy daai aand na die opstanding uit die dood uit, toe hy nie teenwoordig was nie, maar 'n week later toe hy teenwoordig is, toe sê hy, my Here en my God. En dis die belydenis. En dis hoekom 'n mens Jesus kan volg, want daar's baie slim mense op aarde wat wonderlike dinge sê. Daar's mense wat indrukwekkende dinge doen en mens kan disippels word van 'n klomp mense. Maar die belangrike ding, Jesus is nie net 'n mens nie, maar hy is ook ten volle God. En hy kom openbaar God se
se lewe aan ons. God se liefde aan ons. En daarom is die disippels agter Jesus aangestap het en ons lees dit eintlik in oortreffende trappies, soos dan Johannes en Jakobus, Johannes en sy broer Andreas het hulle pa net so gelos en agter Jesus aangestap. Iets van die oortreffende trap, van doen dit dadelik, van die geloof wat daar teenwoordig was. En nadat alles gebeur het, en Jesus opgevaar het na die hemel, het Matteus gaan sit, en hy het begin om die evangelie oor en neer te skryf. Hoekom het hy die evangelie neergeskryf? Sodat mense kan weet wie Jesus is. Die evangelie, die goeie nuus, probeer in die eerste plek vir jou en vir my leer wie Jesus is. Dat hy die seun van die lewende God is. Dat hy die een is wat uit die dood uit opgestaan het. Dink net vir 'n oomblik saam met my, nie. As enige iemand anders bo op 'n berg gaan staan op die Olyfberg en vir daai mense rondom hom sê, ek stuur julle, gaan maak die mense my disippels, verkondig alles wat ek hulle geleer het en doop hulle in my naam. Dink julle dit sou enige krag gedra het, as dit nie self die lewende God was nie? Dit sou niks gedra het. Maar die woorde wat Jesus gesê, die dade wat hy gedoen het, die liefde wat hy gewys het, was juis kragtig, omdat hy die seun van die lewende God is. En as ek en jy aan die begin van hierdie nuwe kwartaal by mekaar is, en ons wil geestelik groei, dan gaan dit nie in die eerste plek oor hoeveel vrug ons dra of hoeveel ons gee nie. Al daai goed is belangrik. Maar in die eerste plek gaan dit daaroor dat jy gegrondves is, dat jy gewortel is in die lewende God. Jesaja 26, ons het daarmee begin wat gesê het, vertrou altyd op die Here. En so die disippels altyd op die Here vertrou. So met geloof begin by Jesus. En dan die tweede G is die hele gedagte van gehoorsaamheid. As die Here die opdrag gee, dan het ek en jy die geleentheid om die opdrag te aanvaar, dit uit te leef of te ignoreer. En 'n ander ding wat ek deesdae sien wat baie algemeen gebeur, en ek dink dit was maar in die Bybelse tyd ook so, mense kry die opdrag, hulle hoor die opdrag en dan dink hulle altyd, iemand anders moet dit doen. Die Here sê daar moet gebid word, so ons sal vir die gebedsgroep vra om te bid, en natuurlik is dit goed as die gebedsgroep gaan bid, maar jy moet self ook bid. Ons sien 'n klomp hongersnood rondom ons sê dit sal goed wees as iemand vir die honger mense kos gee, maar dit is nie ek nie, iemand anders moet dit doen. Ons sien 'n klomp mense, ons sit in die restaurant en ons kyk by die venster uit en ons sien mense stap verby die restaurant en dit breek jou hart om te dink dat daai mense wat daar stap, ken nie die evangelie van die Here Jesus Christus nie. Maar jy dink nie dis jou geleentheid om die evangelie te gaan verkondig nie. Dan besef 'n ou, maar die Here vra van jou en van my en van ons is 'n gemeenskap om gehoorsaam te wees aan sy opdragte. En dis nogal iets wat belangrik is, nee. As jy nou 'n ouer is of jy's 'n onderwyser of 'n grootouer, dan weet jy hoe moeilik dit is en hoe moedeloos jy raak as jy 'n opdrag gee en mense ignoreer dit. Praat met soveel baase by die werk. Wat maak hulle moedeloos? Hulle skryf netjies neer wie se verantwoordelikheid en wat moet gebeur as die vergadering verby is. Dan vergeet almal net wat gedoen moet word. Ag, ek het gedog hy gaan dit doen, ek het gedog sy gaan dit doen. Ek het nie geweet dis my verantwoordelikheid nie. Op 'n manier, nee, as jy in geloof met die Here Jesus Christus staan, dan hoor jy ook sy stem. En as jy sy stem gehoor het, dan besef jy mos, jy moet nou iets gaan doen. En daar is soveel voorbeelde, duisende voorbeelde, van hoe die disippels gehoorsaam was aan die opdrag wat die Here vir hulle gegee het, nadat hulle foute gemaak het. Daar is soveel voorbeelde van hoe disippels gemaak het en die nuwe generasie mense weer gehoorsaam was aan die opdrag wat gegee is. En so staan ek en jy in 2024 ook as deel van hierdie wonderlike geskiedenis van 'n klomp mense wat geglo het in die Here Jesus Christus, 'n klomp mense wat gehoorsaam was aan sy opdragte en dat ons mekaar ook op 'n besonderse manier sal ondersteun. En dan die derde ding, en dit is onlosmaaklik deel van disippelskap. As ons nou sê, geloof is deel van disippelskap, gehoorsaamheid is deel van disippelskap, dan is getuig ook deel van disippelskap. Die Here het vir die disippels gesê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook aan, gaan verkondig hierdie evangelie, gaan verkondig die goeie nuus.
En so moet ek en jy ook besef, dat ons op 'n klomp maniere getuig van die Here se teenwoordigheid in ons lewe en in die wêreld. En wat is 'n paar praktiese voorbeelde van getuig? Dit is doeteenvoudig om die Bybel te ken. As iemand 'n voorstel maak en sê, kom ons tree so op, dat jy kan sê, maar dis in lyn met wat die Here sê, of dit is lynreg teen dit wat die Here sê. Want ons het nie altyd tyd om gou die Bybel te gaan bestudeer wanneer ons in 'n krisis kom nie. Ons is veronderstel om voorbereid te wees. Dis waar gereelde Bybelstudie ou toer is, né? Dat as jy in die krisissituasie kom, dat jy die nodige pitkos, die nodige wysheid het. Soos wat die Satan wat Jesus in die woestyn versoek het. Jesus het nie gesê, hoor, gee my net 'n bietjie halfuur tyd. Ek wil net gou die Bybel gaan bestudeer nie. Hy het die Bybel geken. Hy kon antwoorde gee. En so moet ek en jy ook besef dat deur die Bybel te bestudeer, berei ons onsself voor vir die aanslag wat kom. Ons ken dit nie noodwendig nie, maar ons ken ten minste die Here en ons ken die waarheid. So daarom is dit belangrik om die Bybel ook te ken. En tweede ding van belangrik is om van te getuig, is om deel te ken van die geskiedenis. Die vroeë kerk se geskiedenis, en jy kan weet hoe die kerk gegroei het en die disippels getuig het en 'n verskil gemaak het. Hoe jou ouma en oupa, jou ouers getuig het en 'n verskil gemaak het. Want baie van ons kom uit families uit wat diep gelowig is. En wat groot seën van die Here ontvang het en wat groot verantwoordelikhede opgeneem het. En baie keer is dit net 'n goeie ding om te doen. As om net weer te gaan sit en sê, maar wat se pad het die Here met jou familie gestap? Wat se pad het die Here met jou voorgeslagte gestap? Hulle kon gekies het vir 'n ander godsdiens. Hulle kon 'n ander pad gekies het, maar hulle het gekies om jou groot te maak in die weë van die geloof. En so besef ons ook dat ons die kinders en die kleinkinders wat ons het, dat ons hulle ook weer in daai weë moet groot maak. So, as ons die kerkgeskiedenis verstaan, moet jy ook iets verstaan van jou eie familie se geskiedenis. En dan ook van ons kerk se geskiedenis, né? Dat ons as 'n gemeente al 55 jaar hier in Sasolburg is. Wat ons 'n geweldige verskil kan maak. Ons wat ontstaan het saam met hierdie dorp wat ontwikkel is, en die gemeentes wat hier uitgegroei het, en die sendelinge wat uit hierdie gemeente uit voortgekom het, en predikante wat uit hierdie gemeente voortgekom het, en Christene, disippels, wat uit hierdie wonderlike gemeente uit voortgekom het. En dan die laaste manier van getuig, as ons nou gesê, dit gaan oor die Bybel, dit gaan oor die geskiedenis van jou familie en van jou kerk, is doeteenvoudig jou eie storie, né? Daar's niks kragtiger as om vir mense te vertel waar jy persoonlik die Here raak gesien het nie. Waar die Here persoonlik met jou gewerk het nie. En dalk is dit maar 'n uitdaging vir elkeen van ons in hierdie week wat voorlê, dat ons net iewers 10-15 minute stil gaan sit, net 4 of 5 punte neerskryf. En vir jouself net 'n bietjie vertel, waar was 'n spesiale geleentheid toe die Here met jou 'n pad gestap het? Ons is baie goed om te vertel van die probleme en die uitdagings en goed, maar iewers moet ons ook 'n stuk warmte in ons hart hê, waar ons net kan besef, die Here draai mense se lewens om, en die Here is by ons op 'n kragtige, spesiale manier. En ek sal nou 'n bietjie vir julle net van die getuienisse vertel wat ek al in my eie lewe gesien het. En dan wil ek hierdie teks vir julle aanhaal. Julle ken dit baie goed. Paulus skryf hierso oor sy eie evangelie en sy eie woorde, en die Romeine is kwaad vir hom, die Jode is vir hom kwaad, en dan sê hy die volgende: ek skaam my nie oor die evangelie nie, ek skaam my nie oor die goeie nuus nie. Hoekom nie? Want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. En as ons wil getuig, nee, dan getuig ons mos oor die goeie nuus. En die goeie nuus, dis die krag in ons. En die krag van God, want die krag kom nie uit ons uit nie, dis God se krag. Maar dan sê hy 'n belangrike ding nie, dis tot redding van elkeen wat glo. En daaroor was die Jode bitter kwaad vir hom geweest, want hulle het geglo dis net hulle wat gered kan word. Maar dan besef 'n ou, as jy hierdie gedeelte lees, dat jy word eintlik deel van God se plan as jy getuig. Want almal wat glo in hierdie boodskap word gered. Maar nou die vraag is, hoe hoor hulle hierdie boodskap, of hoe sien hulle hierdie boodskap? En dan besef 'n mens net op 'n besonderse manier, is die redding van die Here en elkeen wat glo aktief aan die werk.
En daaroor kan ons seker wees. So die 3 G's is geloof, gehoorsaamheid en getuig. En nou kom ons by die 4de letter, die laaste punt van die preek. Soos enige goeie preek het hy 4 punte, en dit is 'n L. En dit gaan oor die woord liefde. Want jy kan alles reg doen. Jy kan die beste dinge gee wat jy doen. Jy kan die Bybel van voor tot agter uit jou kop uit ken. Jy kan selfs die Bybel vasvra wen. Maar as jy al hierdie dinge doen, en jy is nie lief vir jou kinders nie, jy is nie lief vir jou man of jou vrou nie, jy is nie lief vir jou ouers nie, jy is nie lief vir die wêreld waarin jy leef nie. En uiteindelik is jy nie lief vir die Here nie. Dan sê Paulus het ons 'n stuk wat galmende simbool geword, wat eintlik maar net 'n lawaai maak. Dan kan jy maar getuig soos jy wil. Dan kan jy maar doen wat jy wil, maar mense gaan na jou kyk en sê, maar jy is skynheilig. En daarom, kom ons begin weer by die Here nie, as hy God van liefde. Ons sing dit, ons getuig daarvan, die Johannes Evangelie gebruik die woord liefde, dink ek het hulle gesê, 144 keer, wat die woord liefde daar, Johannes word die apostel van die liefde genoem. En die kerk is die instelling van die liefde. In die vroeë geskiedenis, as mens die Romeinse geskrifte gaan lees, in die tyd wat die kerk vervolg is, word daar 'n paar goed oor die kerk geskryf. En wat word geskryf? Dat dit 'n gemeenskap was van liefde. Wat gebeur het in die Romeinse tyd is baie mense dood, soos wat nou maar met oorlog gebeur in Oekraïne en hier in Afrika, en dan bly daar weeskinders agter. En ons lees in die vroeë Romeinse literatuur, dat die mense wat na die weeskinders omgesien het, was nie die Romeinse regering nie. Dit was nie die soldate gewees nie. Dit was 'n klein groepie Romeinse burgers, wat nie veel geld gehad het nie. Maar hulle was burgers van wat? Hulle was burgers van die hemelse koninkryk, en hulle het begin om vir weeskinders om te sien. In die oorlogssituasie het daar baie mans gesterf. In daai tyd is meeste van die oorlog, seker maar al die oorloë is deur mans geveg. Vrouens het nie by sulke goed betrokke geraak nie, maar die gevolg was dat daar vreeslik baie weduwees in daai omgewing was, in daai samelewing was. Die Christene, dit staan op skrif in die Romeinse geskrifte. Die Christene het omgegee vir die weduwees. Die wese en die weduwees. Die Romeine wou oorlog maak, hulle wou grondgebied hê, hulle wou meer geld maak. Die Christene het gesê, weet jy wat? Ons gee liefde, ons gee om. En so deur die geskiedenis, die hele gedagte van Christen hospitale, sending hospitale wat ons staan gekom het, was Christene wat omgegee het vir mense wat in nood is. En daarom wil ek vir julle sê, dat as ons in hierdie nuwe kwartaal ingaan, en jy het 'n lysie van alles wat jy wil doen, en alles wat jy nou finaal gaan uitsorteer, wil ek vir jou sê, daai lysie het geen waarde nie, as jy nie besef dat alles om liefde gaan nie. Dat ons lief moet wees vir God, lief moet wees vir die mense rondom ons, lief moet wees vir onsself, en ook lief moet wees vir 'n verlore gaande wêreld. Want sonder liefde is daar geen kerk nie. En as ek net met my eie lewe uit kan getuig van wat die Here al op soveel maniere gedoen het, dan is dit baie keer moeilik om vorentoe te kyk, want die toekoms is baie keer onseker. Maar as 'n ou terugkyk, dan sien 'n ou net hoe die Here op 'n besonderse manier vir jou sorg. En op 'n manier, die van julle wat al julle ouers aan die dood afgestaan het, sal weet dit is 'n groot stuk hartseer en 'n groot pyn om jou ouers te verloor. En dit is vir my net 'n stuk van geestelike groei gewees. Want as 'n mens jonk is en jy het 'n werk en jy het 'n vrou en jy het kinders, dan is jy baie besig. En jy is voortdurend, daar's altyd iets om te doen. En baie keer, en ek sê dit oor myself, baie keer skeep jy jou familie af. En so het ek dalk op 'n manier nie so by my ouers uitgekom soos wat ek moes nie. En so 6 jaar gelede, toe my ma siek word met kanker, het ek die voorreg gehad dat sy by ons in die huis kan kom bly. En vir die laaste 4-5 maande van haar lewe kon sy by ons in die huis bly. En dit was vir my 'n ongelooflike voorreg om my ma te kon ondersteun. Om net weer te kon besef wat liefde is. En ten spyte van die hartseer om jou ma te verloor, is daar 'n ongelooflike stuk dankbaarheid in om iets vir jou ma te kon beteken. Kan julle verstaan wat ek probeer sê? Die situasie is sleg. Jy sien jou ma agteruit gaan. Maar die geleentheid is wonderlik, want jy kan liefde gee. En as ek
as ek terugkyk, dan kyk ek nie na pyn terug nie, ek kyk nie na kanker nie, maar ek kyk terug na 'n voorreg wat ek gehad het. En is dit nie maar tipies deel van die lewe nie? As jy in die storm is, dan dink jy dis goor en is mislik. Hoekom is dit so? Maar as jy deur die storm is, dan kom jy agter, maar die Here het vir jou geleentheid gegee om 'n verskil te maak. Maar die Here het ook vir jou geleentheid gegee om te groei. En jy kan alleenlik groei as jy naby aan die Here leef, as jy in liefde leef. En mag ek afsluit, ek wil nou nie eksamen skryf nie, maar kom ons gesels gou oor die 3 G's. Dis die G van geloof, die G van gehoorsaamheid, die G van getuig. En dan uiteindelik sien julle daar op die skerm, die woord liefde. En kom ons gaan leef dit uit in die week wat voor lê. Here, baie dankie dat U ons roep om U disippels te wees. 12 mense wat saamgevoeg is, aanvanklik 'n mengelslaai van verskillende mense. Party weet ons niks van nie, maar hulle was daar gewees. En Here, so is ons ook saam met medegelowiges, biljoene gelowiges reg oor die wêreld. Elkeen van ons met ons unieke gawes, sterkpunte, swakpunte, en so maak ons U mengelslaai, Here. 'n Mengelslaai wat net groter en beter word, sodat die wêreld U kan raak sien. En help ons asseblief, Here, dat ons in geloof sal leef, dat ons in gehoorsaamheid sal leef, dat ons sal getuig, en dat ons ook elke dag liefde sal uitleef. Amen. Kom ons dien die Here met die gee van ons dankoffers. Baie dankie vir elkeen van julle wat 'n dankoffer gee. Dit maak dit regtig moontlik om die werk van die Here hier in Sasolburg en in ander plekke van die wêreld te doen. Wat die verjaarsdag van die week betref, sê ons baie geluk aan die volgende mense. Natalie Bat wat die 14de verjaar. Ek dink dit is vandag, nee, die 14de is vandag sy verjaar vandag. Die 16de is August Walbach, die 17de is Johan Brits en oom Dries Griesel en Pieris Hanekom en Christel Lombard en Johan Geldenhuis. Ek sien daar's 'n klomp van julle wat die 17de verjaar, Pieris hulle het Kaap toe verhuis, maar hulle sê hulle kyk nog na ons op YouTube, so as hulle kyk ook baie geluk vir hulle. Die 18de is Johan van der Walt, die 19de is Anet Ferreira en die 20ste is Hans Engelbreg. Ons sê dan vir almal van julle baie geluk. Ek sien ons 'n hele klomp mense. Ek sê dit net weer, as jy in die week verjaar en jou naam is nie op die skerm nie, is daar net twee redes vir. Die een is jy het gevra dat ons nie jou naam moet opsit nie, en tweedens het ons nie jou inligting nie. So as ons nie jou inligting het nie, kontak asseblief die kerkkantoor. Dan wil ek hoor of daar enige iets is, enige iemand is wat in die week huweliksherdenking dalk het. Enige huweliksherdenkings. Steek bietjie op julle hande as daar iemand is wat getroud is in die week of die week wat verby is of baie geluk. Ek het julle getrou, hè, hier by die rivier. Hoe lank dit was in 20? Ek kan nou onthou, dit was 2010 gewees. Ek kan goed onthou. Ja, baie geluk vir julle. Dis so al 14 jaar gelede, goeie geseënde tyd. Nog iemand gewees wat getroud is in hierdie tyd?
50 jaar, kom ons geef hulle ook 'n lekker hande. 50 jaar, so julle is in 74 getroud. Hoe is dit 53 jaar? Okay. Waar is julle getroud? 'n Koue plek. Warden, hulle is in Warden getroud. Nog iemand wat hier is, wat getroud is? Nou baie geluk vir julle albei, al die pare wat getroud is. Niemand het verloof geraak in die afgelope week nie. Nie waarvan ons weet nie. So, dan wat die ander afkondigings betref, onthou asseblief Joe Black se optrede die 26ste Julie hier in ons gemeente. Kaartjies is R150 per volwassene en R100 per kind. En ek wil julle graag 'n guns vra asseblief, man. Ons is op soek na mense wat ons sal help om kaartjies te versprei. Daar is nog kaartjies beskikbaar. So as daar van julle is wat bereid is om kaartjies te neem, kan julle dit net nou na die diens by Petra en Marlies, as julle net julle hande sal opsteek en die mense sien hoe lyk julle. Hulle sal hier in die ingangsportaal wees. Dan skryf jy net jou naam neer en hulle gee vir jou die kaartjies met die nommer, so jy hoef nie daarvoor te betaal nie. As jy dit dan tussen jou vriende en jou kollegas by die werk en selfs by jou familie sal verkoop, sal ons dit regtig baie waardeer. En die 26ste gaan daar ook voor die tyd gaan daar kos te koop wees. So daar gaan worsbroodjies en koeldrank te wees. Die Dinsdagmiddag, hoe laat is die vergadering Dinsdag? Weet iemand? Vrydag, maar die beplanningsvergadering vir die kos maak, wanneer dis ons Dinsdag? Is dit Woensdag? Woensdag beplanningsvergadering vir die kos maak. Ek maak self verskoning, ek sal nie hier kan wees nie, maar Woensdagmiddag is almal van julle wat wil help met die kos maak, dat ons asseblief saam dan net by mekaar kom, dan kan julle saamkom gesels. Dan wat die ander afkondigings betref, as julle nuut is hier in die gemeente vir die eerste keer hier is, wil ek vir julle sê baie welkom. Daar is 'n boek daar by die ingangsportaal wat julle kan voltooi. Julle kan ook die kerkkantoor kontak, daar is die nommer 9761607 op die 016 kode. Ons kategese is in die oggend, is 8:00 die oggend vir die juniors en die seniors. Ons dienste is 9:00 en dan het ons ook 'n gemeente WhatsApp groep waarvan jy deel kan wees. Dinsdagoggend begin ons gemeente se Bybelstudie weer 9:00. Ons is besig met die klein profete. Julle is baie welkom om hier aan te sluit by ons in die saal. En dan volgende Sondag, daar staan nou kos maak. Kom ek vertel gou vir julle wat dit behels. Volgende Sondag gaan die graad 10s en 11s. Hulle gaan vir die mense van Moredou gaan hulle kos maak. So ons gaan so 8:30 volgende Sondag gaan ons almal so toe gaan. En daar was so tussen 40 en 50 mense wat in Moredou bly. Almal van hulle kry staatspensioene. So dit is maar gaan bietjie rof daar en hulle kry al die aandete is maar net brood wat hulle kry. So ons gaan vir hulle volgende Sondag lekker kos gee, lekker saam kuier en dan wil ek by julle hoor of daar enig van julle is wat ons dalk kan help, is elkeen net so 'n bakpudding kan maak. Ons soek net so 'n paar mense wat elkeen bereid sal wees om 'n bakpudding te maak wat volgende week dan net die afgegee kan word. Ons sal verskriklik bly wees as julle ons daarmee kan help asseblief. So kontak my, kontak die kerkkantoor as julle beskikbaar is om te kan help pudding maak. En dan het ons elke Woensdag stuur ons tydens die kwartaal stuur ons 'n kort evangeliese boodskap uit. Ons noem dit Woensdag in die Woord en as die Here wil, dan sal ons hierdie Woensdag weer 'n boodskap uitstuur vir Woensdag in die Woord. En dan gaan ek self die week Donderdag Bloemfontein toe vir 'n sinodale vergadering. So as julle daarvoor sal bid ook asseblief vir die Vrystaatse Sinode. Ek sien daar's 'n paar ernstige sake wat bespreek moet word, maar ek gaan Woensdag soontoe en ek vra asseblief julle voorbidding daarvoor. En dan wat die lief en leed betref, het ek 'n hele paar sake hierso wat ek net vir julle wil noem. Ons dink aan Benny en Elmien wat hier voorsit. Benny se ma is in die hospitaal en sy pa is baie siek. So as ons vir hulle kan bid. Ek het vir julle laasweek gesê dat Potgieter se ma oorlede is. Ek noem dit maar net weer die diens einde van die maand daar in Wes-Transvaal. En dan Brian Lofty Eaton se ma is oorlede en sy is Vrydag begrawe hier vanuit ons eie gemeente uit. Maar Brian se
swaar is ook gister oorlede. Dis sy vrou se broer, so ek wil regtig vra dat julle vir hulle sal bid ook asseblief. Ek het nou nog nie self met die Lofty Eatons gepraat nie, maar ek het 'n WhatsApp van hulle gekry en dan dink ons nog steeds aan JJ Kennan wat besig is met chemobehandeling. Ons bid ook vir sy familie en dan ons koster Henny Kriel is weer teenwoordig. Henny was ook siek gewees in die hospitaal. So Henny, ons is baie bly dat jy ook weer by ons kan wees en gesond is. Hy was bietjie met longmoeilikheid in die hospitaal gewees. Is daar ander sake van lief en leed wat julle wil noem? Dit alles. Goed. Dan wil ek vra dat die musiekbediening weer vorentoe sal kom, asseblief. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ek julle net herinner dat die armbande, die goeie nuus armbande, die woordlose boodskap is te koop teen R20 per armband. Julle kan die kerkkantoor kontak as julle daarvan wil hê. En dan ons laaste lied is hoe groot is ons God. Kom ons staan vir ons lied. Daar lê 'n nuwe week, nuwe kwartaal voor ons. So mag dit 'n kwartaal wees wat ons regtig die Here se liefde beleef en ook sy seën elke dag ervaar. En ontvang dan ook sy seën. Mag elkeen van ons in hierdie week wat voor lê ervaar dat die Here vir ons lief is, dat hy ons ontvou met sy teenwoordigheid, dat hy ons dra, en dat elkeen van ons ook weet dat hy ons seën waar ook ons gaan. Amen.